naam is Storyman. Ek is 'n kabouter met 'n rooi broek, 'n groen baadjie en 'n wit pluim in my hoed. Op hierdie kaset is daar 7 stories en 'n rympie uit my storiekas. Lekker lees en lekker luister. Hansie en Grietjie. Aan die soem van 'n diep donker woud het daar eendag 'n houtkapper met sy 2 kinders, Hansie en Grietjie, gewoon. Na sy eerste vrou dood is, het die houtkapper weer getrou, maar die nuwe vrou was 'n nare mens, hard en onvriendelik, en het Hansie en Grietjie nie lief gehad nie. Die houtkapper is elke dag bos toe om te gaan houtkap. Hy het baie hard gewerk, maar hoe hard hy ook al werk, hy het so min vir sy hout ontvang, dat hy dit later nie meer kon bekostig om kos vir sy gesin te koop nie. Toe Hansie en Grietjie een aand in die bed is, sê die houtkapper vir sy vrou: "Hoe gaan ons die kinders môre voed? Daar's omtrent geen kos oor nie." "Ons kan hulle nie voed nie," sê sy bitsig. "Ons het niks geld nie. Hulle is jonk en sterk. Hulle moet maar hulle eie kos gaan soek. Môre vat ons hulle na die middel van die woud, dan kom ons sonder hulle terug. Ons moet hulle eenvoudig daar los." Die houtkapper gooi sy hande ontsteld in die lug op. "My kinders alleen in die woud laat bly, sê nou die beere vreet hulle." "Wel, ek kan hulle nie meer kos gee nie," sê die vrou woedend. "Hulle moet eenvoudig gaan." Die houtkapper stry 'n lang tyd met sy vrou. Maar wanneer sy kwaad is sy so 'n harde, vreesaanjaende mens, dat hy op die ou end instem. Die twee se rusie laat Hansie en Grietjie wakker skrik. Hulle luister toe hul stiefmoeder weer vertel hoe sy van plan is om hulle in die woud agter te laat. Grietjie begin huil, maar Hansie fluister: "Toe maar, ek het ook 'n plan." Toe almal later daardie nag slaap, sluip Hansie by die trappe af, maak die kombuisdeur stilletjies oop en stap by die tuin in. Daar, teen die donker aarde van die beddings, blink honderde wit klippies in die maanlig. Hansie maak sy sakke vol klippies en sluip weer bed toe. Die volgende môre roep hul stiefma hulle. "Vandag gaan ons almal bos toe," sê sy. "Julle twee kan speel terwyl ek julle pa help houtkap. Dit sal mos lekker wees, nee?" Hansie en Grietjie antwoord nie, maar volg hulle ouers by die donker woud in. "Kom nou, Hansie," skree die seun se stiefma oor haar skouer. Maar Hansie bly agter met sy hande in sy sakke, en sodra sy stiefma weer voor haar kyk, laat hy een van die wit klippies op die grond val. Uiteindelik, nadat hulle baie draaie tussen die bome deurgestap het, roep die stiefma hard: "Hansie, Grietjie, julle seker nou moeg van die stap. Kom sit nou hier en rus. Hier is brood vir die middagete. Wag hier totdat ons julle kom haal." Die kinders eet die brood, en nadat hulle 'n tydjie gespeel het, raak hulle onder die boom aan die slaap. Toe hulle wakker skrik, is dit baie donker en hulle is nog alleen. "Hulle het ons hier gelos," snik Grietjie. "Ons sal nou nooit ons pad huis toe kry nie. Die beere sal ons eet." Maar Hansie wys haar hoe die wit klippies wat hy op die grond gegooi het in die maanlig skitter. Hy neem Grietjie se hand en saam volg hulle die wit klippies die hele pad huis toe. Toe hulle aan die huisie se deur klop, maak hulle vader dit oop en omhels sy kinders. Hy is verheug dat sy vrou se vredeplan misluk het. Maar hul stiefmoeder gluur hulle aan en beveel hulle bars om te gaan slaap. "Dit help nie om so ingenome te lyk nie," sê sy vir die houtkapper. "Môre moet ons sorg dat hulle in die bos agterbly en ons moet sorg dat hulle nie terugkom nie." Die kinders is nog wakker en hulle hoor hulle stiefmoeder se wrede woorde. Hansie bly stil in sy bed lê tot almal slaap. Toe sluip hy by die trappe af om nog klippies te gaan haal. Maar die deur is gesluit. Arme Hansie. Hy sluip terug bed toe en lê en dink oor wat om te doen staan. "Kom nou, opskud," roep hul stiefma die volgende oggend. "Ons gaan weer die dag in die bos deurbring. Hansie, jy kan julle twee se brood dra." Soos tevore dra Hansie agterna.
En sodra sy stiefma voor haar kyk, skeur hy klein stukkies van die brood af en laat dit op die grond val. Kom nou, Hansie. Skree sy stiefma. Hoekom is jy so stadig? Na 'n lang ruk bereik hulle die middel van die woud, Kom sit nou en eet julle brood terwyl ons hout kap. sê sy. Die lang stap het die tweeetjies so uitgeput dat hulle spoedig vas aan die slaap raak. Toe hulle wakker word, is dit pikdonker en hulle is weer alleen. Hierdie keer huil Grietjie nie. Hoe het jy hierdie keer die pad aangedui, Hansie? Vra sy. Met broodkrummels. Maar waar is hulle? Ek sien niks. En hoewel hulle oral soek, vind hulle nie een van die krummels wat Hansie laat val het nie. Die voëls van die hemel het alles opgeëet. In die hart van die donker woud klou Hansie en Grietjie aan mekaar vas. Harde ryp begin vorm op die grond van die woud. Die voëls wat uit die bome na hulle kyk, kry die kinders jammer. Ons het die seun se pad van krummels opgeëet, sing hulle treurig. Ons het mos nie geweet wat dit was nie. Dit is ons skuld dat die kinders koud kry. Die volgende oggend dwaal Hansie en Grietjie deur die woud tot hulle by 'n groot grasperk tussen die bome kom. Verwonderd staar hulle na die fraai ou huisie wat daar staan. Dit is van heerlike kos gemaak. Die mure is van gemmerbrood, die vensters van suiker en die dak van sjokolade. Dit lyk en ruik soos Paase en Kersfees saam. Hulle is so honger dat hulle na die huisie hardloop, 'n stukkie sjokolade teels en suikervensterruite begin afbreek. Toe roep 'n dun stem uit die huis. Knappel, knappel, knuisie, wie knappel aan my huisie? Die kinders antwoord. Die wind, die hemelse kind. Hulle eet verder sonder om hulle te laat verdryf. Vir Hansie smaak die dak baie lekker en hy breek 'n groot stuk daarvan af en Grietjie haal 'n hele ronde venstertjie uit. Toe gaan die deur met eens oop en 'n stokou vrou wat met 'n kierie loop kom buitentoe. Hansie en Grietjie skrik so groot dat hulle alles uit hulle hande laat val. Maar die ou vrou skud haar kop en sê: "Ai, julle liewe kinders, wie het julle hierheen gebring? Kom binne en bly by my. Julle sal niks oorkom nie." Sy vat albei sy hande en bring hulle in haar huisie. Goeie kos word vir hulle voorgesit, melk en pannekoek met suiker, appels en neute. "Vreeslik baie dankie," sê Hansie eintlik terwyl hy sy mond afvee. "Kan ek die borre vir u was, mevrou?" Nee, kind," sê die ou vroutjie. "Maar as jy wil help, kan jy daardie kou in die hoek van die kamer uitvee." Dit is 'n baie groot kou. Hansie kruip met 'n besem daarby in. Skielik slaan die deur agter hom toe en die ou vrou skater. Ek het jou. Eks, dis wat ek is. My gemmerbroodhuisie is 'n lokval. En wat dink julle vang ek in my lokval hê? Kinders! Die arme klein Grietjie is nou die hekse bediende en sy moet vryf en skrob en vee. Maar met Hansie het die heks 'n ander plan. Aha, ek gaan jou vet voorsien en binnekort braai ek jou vir aandete. Op 'n dag, terwyl Grietjie die huis uitvee, merk sy dat die heks baie bysiende is, byna blind. Elke dag gaan die ou vrou na Hansie se kou en tuur na hom. "Steek jou vinger deur die tralies, seun," sê sy. En dan voel sy aan Hansie se vinger om te kyk of hy al vet word. 'n Paar dae later sluip Grietjie na die kou en fluister vir haar boetie wat die heks wil doen. Van nou af steek hy 'n hoenderbeentjie in plaas van sy vinger deur die tralies vir die heks om aan te voel. Te maar, skel sy. Jy gaan nooit vet genoeg wees om te braai nie. Moet maar liewer sop van jou maak. Die volgende dag sê die ou heks vir Grietjie: "Maak 'n groot skottel water op die stoof warm sodat ek jou broer kan kook. Dit moet baie warm wees, hoor jy? Gooi dus baie hout op die vuur." "Die stoof is gereed,"
sê Griekie na 'n rukkie. Maar ek weet nie of dit warm genoeg is nie, Dom ding, sê die heks bitsig. moet ek altyd alles self doen? Sy hink 'n pink oor na die stoof en buig af om daarin te kyk. Soos blits stoot Griekie haar by die stoof in en slaan die deur toe. Daar is 'n pers rookwolkie, maar Griekie merk dit skaars. Sy is te besig om Hansie te bevry. Hansie spring soos 'n voël uit die kou toe die deur vir hom oopgemaak word. Hoe verheug omhels hulle mekaar nie toe nie. En omdat hulle nou niks meer hoef te vrees nie, deursoek hulle die heksehuisie en tref in al die hoeke kiste vol parels en edelstene aan. "Die is mos beter as wit klippies," sê Hansie. En hy en Griekie steek soveel daarvan in hulle sakke as wat hulle kan dra. "Maar nou moet ons spore maak," sê Hansie, "sodat ons uit die heksewoud kan kom." Nadat hulle 'n paar uur lank gestap het, beland hulle by 'n groot meer. "Ons kan dit nie oorsteek nie," sê Hansie. "Ek sien geen brug nie." "Hier is ook geen bootjie nie," antwoord Griekie. "Maar daar swem 'n wit gaas. As ek haar vra, sal sy ons miskien help." Toe roep sy: "Gasie, gasie, hier staan Griekie en Hansie. Hier is geen bootjie en geen brug. Neem ons tog oor op jou rug." Die gaas kom toe ook nader. En Hansie gaan sit op haar rug en sê sy sussie moet langs hom kom sit. "Nee," antwoord Griekie. "Saam sal ons vir die gaas te swaar wees. Sy moet ons een na die oorkant neem." Dit doen die goeie dier. En toe hulle veilig en gelukkig aan die oorkant kom en 'n entjie verder gestap het, begin die woud vir hulle al meer bekend lyk. En eindelik sien hulle van ver af hul pa se huis. Toe begin hulle hardloop, storm by die huis in en val hulle vader om die nek. Die man het geen oomblik vrede gehad nadat hy sy kinders in die woud gelos het nie. Die stiefma het gesterf. Toe Griekie by haar pa is, skud sy haar voorskootjie uit, sodat die parels en die edelstene in die vertrek rondrol, en Hansie gooi die een handvol na die ander uit sy sak. Toe was al die man se sorge verby, en hulle het gelukkig saam gelewe. Fluit, fluit, my storie is uit. Die heks van Heksrivier. In 'n pragtige vallei, tussen die Kaapse See en die dorre Karoo, het 'n lieflike meisie lank gelede gewoon. Haar naam was Elisa Meyering. Mooi Elisa het almal haar genoem, omdat sy beslis die mooiste meisie in die hele vallei was. Van heinde en verre, selfs van buite die vallei, het die jong mans by Elisa op haar pa se plaas buffelskraal kom flikkers gooi. Maar Elisa het een groot fout gehad, wat haar pa en haar ma, die jong mans en almal rondom haar moedeloos gemaak het. Sy was hoogmoedig. Nie sommer net effens hoogmoedig nie, maar so hoogmoedig, dat daar glad nie met haar huis te hou was nie. Die een na die ander jong man het sy uit die hoogte aangekyk, en dan het sy haar fyn neusie opgetrek en sugtend gesê: "Ag nee, wat? Jy's nie goed genoeg nie. As jy vir my die rooi bakkiesblom bring, wat op die hoogste, gevaarlikste kraans agter hierdie plaas groei, sal ek weet dat jy my werklik liefhet." Nie een van die jong mans was bereid om sy lewe te waag om mooi Elisa se liefde te wen nie. Maar sy het gesê: "Eendag sal 'n buitengewone man, een wat bo al die ander uitstaan en by wie geen een kan kers vashou nie, my kom haal. Net hy sal my liefde werd wees. Ek wag vir hom." Haar ma en haar pa het begin glo dat geen man ooit aan haar onmoontlike hoë eise voldoen nie. Hulle het haar ernstig gemaan om tog haar onnodige trots te laat staan. Maar Elisa se antwoord was altyd: "Geen man wat nog op hierdie plaas opgedaag het, is my liefde werd nie. Die een wat my sy vrou wil maak, moet 'n baie besondere man wees." En toe, op 'n mooi dag,
nadat haar ma en haar pa al moed opgegee het dat sy ooit met enige man tevrede sal wees, daag 'n baie besondere jong man tog op. Sy naam was Koos, en hy was aantreklik en dapper, sterk en slim. Hoewel hy die oudste seun van 'n welgestelde en bekende familie was, was hy geen spoggerige windmaker nie. Sy beskeie geaardheid het nie versmoeg en sweet teruggedeins nie. Sy heerlike lag en sy strelende stem het oral vir hom vriende gewen. Hy skaars aan Elisa voorgestel, toe juig haar hart. Sy het geweet, hier is die man vir wie sy gewag het. Maar haar verskriklike hoogmoed het haar gekeer om dadelik in te stem toe hy haar vra om sy vrou te word. Sy het geweet hy is haar liefde werd, maar sy wou hê hy moet dit aan die hele vallei bewys. Daarom sê sy vir hom: op die hoogste gevaarlikste kraans agter hierdie plaas groei 'n bloedrooi bakkiesblom. As jy dit vir my gaan pluk, sal jy aan my en aan die res van die vallei bewys dat jy verdien om met my te trou. Sonder 'n oomblik van huiwering antwoord Koos: As dit jou by bruid sal maak, sal ek daardie hoë gevaarlike kraans singend uitklim om die blom in die hande te kry. En dit is toe nie sommer net spogpraatjies nie. Terwyl hy vreesloos hoër en hoër klim, klink die lied wat hy sing van waagmoed en van liefde helder en lieflik oor die berge en in die vallei op. Toe Elisa dit hoor, weet sy dat hy haar liefhet, en sy word spyt oor die gevaarlike opdrag wat sy hom gegee het. Maar spyt kom altyd te laat. Toe Koos eindelik die bloedrooi bakkiesblom bykom, verkrummel die vasdraplek onder sy voete en hy stort die afgrond in, met die blom desperaat in sy hand vasgeklem. Toe Elisa hoor dat sy Koos na sy dood gestuur het, word sy waansinnig van smart en berou. Met alle geweld wil sy nou self die gevaarlike kraans gaan uitklim. Haar ouers probeer haar keer, maar rede verstaan sy nie meer nie. Op laas sluit hulle haar in 'n dakkamertjie toe, om haar van die kraans weg te hou. Hier leef sy 'n hele ruk lank in haar waansin, totdat sy op 'n helder maanlignag eindelik daarin slaag om te ontsnap. Besete klim sy die kraans uit, na waar die bloedrooi bakkiesblom gegroei het. En toe die vasdraplek ook onder haar voete verkrummel, stort sy die afgrond in, met Koos se naam op haar lippe. Maar selfs die dood kon Elisa nie van haar verskriklike berou verlos nie. Elke maanlignag, so vertel die mense van die vallei, soek sy na Koos, om hom om vergifnis te smeek. Jy kan haar skaars sien, want sy's net 'n skim, en skaars hoor, want haar stem is net die sug van die wind. Maar sy is daar. Vandag ken almal haar as die heks, omdat haar hoogmoed haar eie lewe en die lewe van haar geliefde gekos het. En haar vallei, tussen die Kaapse See en die dorre Karoo, word die Heksrivier Vallei genoem. Hier kom die narre. Hier kom die narre, die fynes, die kwarre. Daar's dunnes en rondes, daar's siekes, gesondes, daar's vuiles en nettes, daar's mares en vettes. Party ruik na drop en party ruik na wyn. Daar's goolaars, haasworse en eenharlikyn. Daar's neuse van allerlei vorm en kleur, ook 'n rooi wat snuif van 'n blom sonder geur. Daar's hoede genoeg om 'n mens te bedwelm. Een nar dra 'n ketel en een dra 'n helm. O laat 'n mens lag, die fynes, die kwarre. Party is mooi fris, maar ander is kwarre. Lank lewe hulle almal, lank lewe die narre.
Coppolino die ridderkat. Eendag sit Coppolino treurig langs die pad. Skielik hoor hy 'n perd aankom. Klip, klop, klip, klop. 'n Pragtige strydros draf in die pad af. Maar die ridder op die perd se rug lyk bleek en treurig. Toe die perd Coppolino sien, styer hy oorent van die skrik. Die ridder val byna van sy rug af. "Dag, Kitsie," sê die ridder. "En wat maak jy op die koning se hoofweg? Jy's 'n baie mooi katjie. Kom, spring op my perd, dan vat ek jou saam." Terwyl hulle verder ry, vertel die ridder waarom hy so bedroef is. Hy is verlief op 'n beeldskone dame, Maria, sê hy. Maar haar pa het haar in 'n hoë toring toegesluit tot sy kan besluit met wie sy wil trou. Sy het 2 minnaars, die ridder self en die swart baron wat daar naby in 'n kasteel woon. Albei minnaars gaan haar elke dag besoek en neem vir haar wonderlike geskenke. Die dame Maria het beloof om te trou met die een wie se geskenk die ander man nie kan raai nie. Elke dag raai die swart baron watter soort geskenk die treurige ridder gebring het, en elke dag raai die treurige ridder watter geskenk die baron gebring het. Die toring self staan in die middel van 'n woud, en dit word deur 'n reuse draak bewaak. Die draak is oud, lui en baie vaak. Maar Coppolino het nog nooit 'n draak gesien nie, en sy lele lyfie bewe van vrees toe hy die monster aan die voet van die toring sien lê. Met die katjie op sy arm klop die ridder moedig aan die toringdeur. Die lui draak maak sy een oog oop en staar hulle aan. Maar hy beweeg nie. Rosabel, die dame Maria se diensmeisie, hardloop by die trappe af en maak die deur oop. "Is die dame Maria alleen?" vra die ridder. "Ja, my heer, sy is. Die baron is 'n halfuur gelede weg, en hy het vir haar die pragtigste stel ivoorballe gebring wat hy nog ooit aanskou het." Coppolino verstaan nou hoe die 2 minnaars dit so maklik vind om mekaar se geskenke te raai. Die ridder en Coppolino stap agter Rosabel by die trappe op. Bo in die toring sit die dame Maria by haar spinwiel en kyk oor die woud uit. "O, wat 'n pragtige katjie," roep sy uit. "Kom sit tog op my skoot." Coppolino spring op haar skoot en sit daar en spin. "Bly by my katjie," fluister die dame Maria. "Dis so eensaam hier in die toring. My enigste geselskap is my diensmeisie en die lawwe ridder en die onnoosele baron en die lui draak. Jy's die mooiste geskenk wat ek nog ooit ontvang het." Coppolino spin van vreugde toe hy die woorde hoor. Die volgende oggend leun die dame Maria by haar venster uit en sê, "Ek kan die baron sien kom. Laat hom in, Rosabel, maar moenie sê watter geskenk die ridder my gister gebring het nie." Coppolino weet maar te goed dat Rosabel die baron van hom gaan vertel. Hy glip agter haar aan by die kamer uit en sis in haar oor. "As jy die baron sê dat ek die geskenk was, Rosabel, verander ek jou in gemmerbrood en dan eet die draak jou op." Die swart baron hamer op die toringdeur. En Rosabel maak dit oop. Maar sy sê geen woord van die ridder se geskenk nie. Die baron is woedend toe hy by die trappe opstorm, want Rosabel het hom nog altyd tevore alles vertel. "Die ridder het seker vir jou 'n koppel duwe gebring," vra hy vir die dame Maria. "O nee, glad nie. En as jy nie binne die volgende 2 dae kan raai wat dit was nie, trou ek met hom en nie met jou nie." Toe die aand daal, begin die dame Maria op haar harp speel. Die musiek word al treuriger, tot sy uiteindelik in trane uitbars. "O, Coppolino, wat gaan van my voort? Nou sal ek met die ridder moet trou, en ek wil met geen een van hulle trou nie.
Ek is verlief op 'n edele jong heer. Maar hy is na die oorlog en nou sê my pa ek moet met een van hierdie onnozele mansmense trou. Wat sal ek doen? Die volgende oggend bring die baron vir Rosabel 5 goue munte. Maar nog steeds weier sy om te sê wat die ridder se geskenk was. Nee, snik sy. Ek durf dit nie doen nie. Die geskenk sal my in gemmerbrood verander en my met sy kloue krap. Dis 'n kat, skree die baron. 'n heksekat. Op dieselfde oomblik kom die ridder daaraan. Die 2 minnaars jaag by die trappe op en Rosabel kom snikkend agterna. Dit is 'n heksekat, roep die baron uit. Rosabel het jou gesê, skree die ridder. Die kat gaan ons almal toer, sê die baron toe hy bo kom. Ek eis u hand, my dame, sê die ridder. Maar voor Maria kan antwoord, pluk die baron sy swaard uit en 'n geweldige geveg begin. Net toe weer klink die geskitter van 'n beul deur die woud. 'n Ruiter galop na die toring. Dis my jong heer, gil die dame Maria en storm by die trappe af. Rosabel volg haar, spring oor die draak en hardloop snikkend huis toe. Maar die dame Maria gaan haar jong minnaar tegemoet. Hy tel haar op, sit haar op die saal voor hom en galop weer by die woud in. Bo in die toring is die ridder en die baron nog steeds aan die beklei. Hulle raas so baie dat die draak begin wakker word. Stadig roer hy. Toe strek hy homself uit. Opblaas, gaap hy geweldig. Rek sy bek op en brul. Coppolino het skaars tyd om by 'n venster uit te spring voor die hele toring in mekaar stort. In die ruïnes is die baron en die ridder nog steeds aan die veg. Coppolino het net betyds weggekom en hy hardloop so vinnig soos sy pootjies om kan dra deur die woud. Ek was 'n kombuiskat en 'n skoukat en 'n skeepskat en nou 'n ridderkat. Dit was die lekkerste om 'n kombuiskat te wees. Ek wonder of ek weer een gaan word. En hy draf deur die bos weg om 'n nuwe huis te gaan soek. Gobbolino se laaste avontuur verskyn in deel 4. Simon se kanaal. Moenie naby die kanaal gaan nie, sê Simon se mammie. Dit sê sy 10 maal 'n dag vir Simon se susters, Trix en Paula. Trix en Paula moet vir Simon sorg en hom uitgevaar hou. Mammie trek vir Simon sy baadjie aan en kam sy hare. Toe sê sy weer vir die dogters: "Onthou nou, bly weg van daardie kanaal." Simon weet glad nie wat 'n kanaal is nie. Hoe kan hy, as hy nog nooit een gesien het nie? Vir hom is dit 'n reusagtige, skrikwekkende draak wat ergens naby die koker se meel skuil. Soms hoor hy dit brul. Een donker, winderige nag kom dit honger en kwaad na hulle huis aangestorm. Dis maar goed dat die deure gesluit is en die vensters toe. Trix en Paula neem vir Simon biblioteek toe. Simon kan met een van my kaartjies 'n boek uitneem, sê Trix. Hy kan nie lees nie. Nou ja, hy kan na die prentjies kyk. Wat 'n soort boek wil jy hê, Simon? 'n Boek oor 'n kanaal. Nee, sê Trix. Daar's maar een boek oor 'n kanaal. Dis te droog. Jy sal nie daarvan hou nie. Simon weet wat droog beteken. Sy pa het hom al vertel hoe 'n vreeslike ding droogte kan wees. Hier is 'n goeie boek vir Simon, sê Paula. Voorop die boek is daar 'n prentjie van 'n groot groen draak wat oor 'n rivier spring. Is dit 'n kanaal? Vra Simon. Nou ja, byna dieselfde, sê Paula, want sy dink hy bedoel die rivier. Jy en jou kanaal, sug Trix. Die volgende dag kom ouma kuier. Ouma is baie lief vir die platteland. Ons sal elke dag gaan stap, sê sy vir Simon. Toe Trix en Paula skool toe is,
gaan ouma en Simon park toe. Hulle dwaal deur die bosse. Hulle klim by die heuwel agter Simon se huis op. Toe, een middag na ete, sê ouma, hulle gaan nou kanaal toe stap. Simon lyk bang. Sy maag voel snaaks. Is ouma nie bang nie? Bang vir 'n modderige ou kanaal? Natuurlik nie, sê ouma. Dan is die monster tog nie so vreesaanjaend nie, dink Simon. Dit is 'n bietjie modderig, nie meer so sterk nie. Hy begin dit selfs jammer kry. Ouma en Simon stap deur die landerye. Hulle kom by die koker se meul. Die meul staan op die wal en die bewegende water dryf dit aan. Met ouma langs hom voel Simon glad nie bang nie. Waar's die kanaal? Vra Simon. Reg voor jou natuurlik, sê ouma en wys met haar sambreel. O, sê Simon. Al wat hy kan sien is water. Toe weet hy, die monster is onsigbaar. Dit kan hulle sien, maar hulle kan dit nie sien nie. Die monster brom saggies, maar dit wil hulle nie seer maak nie. Dit is oud. Toe hulle daardie middag tee drink, sê Simon, hulle sal dit tog nooit kan vang nie. Wat kan vang nie, my skat? Die kanaal. Trix en Paula giggel. Is hy nie snaaks nie, mami? Wie sal 'n kanaal wil vang? Mooi, dink Simon. Niemand wil 'n kanaal vang nie, en die kanaal wil ons nie vang nie. Kan ek nog 'n stukkie koek kry, mami? Vra Simon. Asseblief. Die leeu en die muis. Eendag, op 'n baie warm middag, lê 'n leeu in 'n donker spilonk in rus. Hy wil net aan die slaap raak, toe 'n muis oor sy neus skarrel. Met 'n kwaai gebrom klap die leeu die muis teen die grond. "Hoe durf jy my wakker maak?" brul hy. "Ek sal jou vermorsel." "Ag, asseblief spaar my," piep die verskrikte muis. "Ek beloof om jou enig te help. Laat my tog net los." "Dis baie snaaks," sê die leeu. "Hoe kan 'n pieperige muisie soos jy 'n groot sterk leeu soos ek help?" Hy begin bulderend te lag. Hy lag so baie dat hy sy poot oplig en daar gaan die muis. 'n Paar dae later jag die leeu in die woud. Hy dink tog so aan die kos wat hy gaan vang, toe hy oor 'n tou struikel wat styf oor die paadjie gespan is. Oombliklik val 'n reuse net op hom en verstrengel hom. So sterk soos hy is, kan hy nie loskom nie. En terwyl hy worstel en rondrol, span die net al stywer en stywer. Die leeu begin so hard brul, dat selfs diere buite die woud hom kan hoor. Een van die diere is die muisie, wat in 'n koringkorrel knabbel. Dadelik los hy die korrel en hardloop by die woud in. "O, magtige leeu," piep hy. "As jy net stil sal lê, sal ek jou help wegkom." Teen die tyd is die leeu al so moeg, dat hy graag agteroor lê, en kyk hoe die muis deur die net se toue knaag. Hy kan dit skaars glo toe hy 'n rukkie later besef dat hy vry is. "Jy het my lewe gered, muisie," sê hy. "Nooit weer sal ek vir die beloftes van klein vriendjies lag nie." Kind van die son. Daar is 'n baie ou verhaal
van 'n man en sy vrou wat op 'n eilandjie naby die Weskus van Kanada gewoon het. Hulle was baie eensaam, want kinders had hulle nie, en hulle was die enigste mense op die eiland. Toe die lig een aand die kleur van seemeeuvlerke het, sit die jong vrou alleen op die strand en kyk oor die water uit. Had ons maar kinders, kon hulle op die sand met my speel, en dan sou ek nie so eensaam gewees het nie, sê sy. Daarnaby duik en speel 'n ysvoël met haar kleintjies in die riviermond. O, ysvoël, sê die jong vrou, had ek maar kinders soos jy. Toe, tot haar verstomming, antwoord die ysvoël. Kyk in die skulpe, kyk in die skulpe. Die volgende aand sit die vrou weer alleen op die strand en kyk oor die see. Haar man het gaan hengel. Sy sien die seemeeu en haar meeuwtjies in die water speel. O, seemeeu, sug die jong vrou. Had ek maar kinders soos jy. En die seemeeu antwoord. Kyk in die skulpe, gaan kyk in die skulpe. Skielik hoor sy 'n kreet agter haar. Dit kom uit 'n groot skulp wat in die sand lê. Die vrou tel dit op, kyk daarin en sien 'n klein seentjie wat luidkeels skree. Daardie aand neem sy die kind huis toe en versorg hom. Hy word spoedig 'n sterk klein knaap. Eendag sê die seun vir die jong vrou: Ek wil 'n boog hê. Jy moet dit maak van die koperband wat jy om jou arm dra. Die vrou glimlag. En om die seentjie te plesier maak sy 'n piepklein boogie en 2 piepklein pyltjies van koper. Die volgende dag gaan die seentjie met sy blinknuwe boogie jag. Daarna gaan jag hy elke dag. Hy bring gase, eende en allerlei soorte klein seevoëls huis toe. Na mate hy ouer word, begin die seun se gesig 'n diep goue kleur kry, helderder as die glans van sy klein goue boogie. En wanneer hy op die strand en oor die see uitstaar, is die weer altyd kalm en lê daar vreemde helder ligte op die water. Eendag kom 'n geweldige storm oor die see aangejaag en die branders is so hoog dat geen visser in sy boot kan uitgaan nie. En kort voor lank het die man en sy vrou en die klein seentjie nie meer vis om te eet nie. Toe sê die seun: Laat my saam met u in die boot uitgaan, vader, want ek sal die stormgees tem. Die man wil nie in so 'n stormsee uitgaan nie, maar die seun hou so by hom aan dat hy op die ou end instem. Saam vertrek hulle oor die stormsee. Hulle het nog maar 'n kort entjie geroei, toe kom hulle op die stormgees af. Die stormgees waai uit die suidweste, waar die groot winde woon. Die stormgees blaas en blaas soos 'n wilde dier. Die bootjie skommel heen en weer, maar dit kapseis nie. Die seun lei dit deur die golwe, en weldra is die see om hulle kalm. Toe roep die stormgees sy vriend Seenevel, om die water te kom bedek, want hy weet dat die man en die seun gou sal verdwaal, as hulle in die nevel moet roei. Toe die man Seenevel oor die water sien aankom, is hy baie beangs. Hy is banger vir die seenevel as vir enige van sy baie vyande op die waters. Maar die seun sê: Moenie vrees nie. Hy sal jou nie skade berokken wanneer ek met jou is nie. Toe Seenevel die seun glimlaggend voor in die bootjie sien sit, verdwyn hy ewig gou as wat hy gekom het. Toe bly daar vir die stormgees niks meer oor om te doen nie, en hy wend hom toornig van hulle af, en die see is weer veilig. Terwyl hulle huis toe roei, leer die seun vir sy vader 'n towerlied, wat hulle vir die visse sing. Toe die visse dit hoor, swem hulle by die nette in. Teen daardie aand is die boot vol vis. Vertel my die geheim van jou mag, sê die vader. Dit kan ek nog nie doen nie, antwoord die seun. Die dag daarna gaan die seun met sy koperpyl en boog uit en skiet vele voëls. Toe hy tuis kom, slag hy hulle af en hang die velle op om droog te word. Toe bedek hy hom met die velle van ploewiere, styg in die lug op en vlieg oor die see.
Onder hom is die see dowwe grys, soos die kleur van sy vlerke. Nadat hy om die eiland gevlieg het, sak hy neer. Hy trek die ploviervelle af en klee hom in die vere van blou gaaie. Weer styg hy op. Onmiddellik neem die see onder hom die blou kleur van sy vlerke aan. Weer vlieg hy om die eiland en keer na die strand terug. Hierdie keer klee hy hom in die velle van rooiborsies. Terwyl hy hoog oor die see vlieg, weerkaats die golwe onder hom die kleur van vuur. Helder spatsels lig verskyn op die oseaan en die westerhemel skyn met 'n goue gloed. Toe hy by die strand terugkom, sê die seun vir sy moeder: "Ek is die kind van die son. Die tyd van my vertrek het aangebreek en ek gaan hierdie eiland vir ewig verlaat. Maar ek sal dikwels in die westerhemel vir u verskyn, wanneer die son aan die einde van die dag helder glinster. Wanneer die see en die hemel in die aand die goue kleur van my vel het, sal u weet dat dit die volgende dag mooi weer gaan wees, sonder wind of storm. En hoewel ek u moet verlaat, sal ek u besondere magte gee. Dra hierdie towerkleed, en as u my ooit nodig het, kan u my laat weet deur vir my klein wit pluimpies te stuur, sodat ek hulle uit my tuiste in die weste kan sien." Die seun gee vir sy moeder die towerkleed en vlieg weg na die weste. En die visser en sy vrou bly diep bedroef agter. Nou, wanneer die vrou in die sand sit en haar towerkleed losmaak, begin die wind waai en die see word onstuimig. En hoe meer sy dit losmaak, hoe meer woed die storm. Maar in die herfs, wanneer die nevels oor die see inkom en die aandlug dof is, onthou sy die seun se belofte. Dan neem sy klein wit veertjies uit die borsies van voëls en gooi hulle in die wind. Hulle word sneeuvlokkies en hulle vlieg na die weste om die seun mee te deel dat die wêreld grys en eensaam geword het en dat dit verlang om sy goue aangesig te aanskou. Dan, na die son gevlug het, verskyn die seun en die hemel word vuur en op die see lê 'n goue lig. En die mense van die aarde weet dat daar die volgende dag geen wind sal waai nie en dat dit mooi weer sal wees, net soos die kind van die son lank gelede beloof het. Aldo in Arkadië. Terwyl Aldo een oggend sy pap eet, klop iemand hard aan die deur. Die koning wil jou sien, Aldo. Eintlik wil hy die stofsuier sien. Kan jou stofsuier vlieg, Ben? Ek is gelukkig as 'n tapyte skoonmaak lende. Goeiemôre, Majesteit. Mens het van jou gehoor en mens wil graag vlieg. Mens klim maar seker soort van op. Ja, u Majesteit, mens doen dit. Vlieg? O, liewe land, versigtig. Hou nou styf vas, u Majesteit. Hey, ons is op pad na die graag. Ek is nog nooit so beledig nie. Arresteer hulle. Kom hier, jy, die koninklike kerkers weg. Ek wonder hoe lank sal ons hier moet bly suier. Wag 'n bietjie. Wie's dit? Toe maar. As my pappa die koning eers kalmer word, sal ek julle uitkry. Ons is werklik jammer, Aldo. Ons besef nou dat dit maar 'n ongeluk was. Maar mens wil waarlik vlieg. Miskien kan my oom Emo help. Hieroor moet ek 'n bietjie nadink. Ek dink ek het 'n plan. Liewe land en nou. Oom Emo het tower lekker goed gemaak. Suig een van die lekkers, u Majesteit, as u wil vlieg. En hou omtrent 'n uur.
Mens kan maar net probeer. Kyk, daar trek pappa vanself. Verdienste gelewer aan die koninkryk van Arkadië, slaan ek jou tot ridder. Die res van daardie dag het die koning heerlik in die lug rondgesweef. Hier is Storieman weer. Volgende keer bring ek julle nog 8 stories en 'n rympie uit my storiekas. Hulle is Die heldendaad van Rageltjie de Beer, Die leeu en die pauw, Kobolino, die kombuiskat, Sonne met die bure, Die prinses en die ertjie, Die muur en die springkaan, 24 muise, Die tamaai grootharige bogman, Narana se vreemde reis. Moet hulle nie misloop nie. Totsiens en mooi bly.